Goeiemôre. Sondag het ons die dag wat alles verander het gevier. Ons lees in Johannes 20 vers 1 tot 18 oor die opstandingsgebeure. Maria Magdalena kom eerste by die graf. Sy sien die graf is leeg. Sy hardloop terug en gaan roep vir Petrus en Johannes. Hulle kom daarin en hulle sien die graf is leeg. Die doeke netjies opgerol, goddelike ingryping. Hier was nie 'n grafroof nie, maar iets goddeliks het gebeur, want jy sien die goddelike orde. Die graf is leeg, Jesus het opgestaan, vriende, en die graf is oop. Nie sodat Jesus kan uitkom nie. Jesus was almagtig, hy kon op die water loop, hy kon deur geslote deure beweeg, mure kon hom nie terughou. Die graf was leeg sodat ek en jy kan inkyk en sien dat Jesus werklik opgestaan het. Die tweede aangrypende ding, wanneer Maria by die graf agterbly, huil sy oor Jesus wat nie daar is nie. Sy herken eers die engele, sy praat met 'n man wat sy dink is die tuinier. En dan sê die man vir haar, in Aramees, Mariam. Dit was haar naam. Jesus noem Maria op haar naam. En skielik gaan haar oë oop en sy herken Jesus. En sy weet dat Jesus opgestaan het uit die dood. Weet jy vriende, Jesus ken jou naam. Hy ken jou naam waarin jy gedoop is. Ons naam, as iemand jou naam ken, weet hy iets van jou identiteit en jou karakter en jou menswees. Wanneer Jesus jou op jou naam noem, dan ken hy jou hart, hy ken jou vrese, hy ken jou bekommernisse, hy ken jou agenda, hy ken jou dagboek, hy weet alles van jou. Wat 'n wonderlike wete dat Jesus jou op jou naam ken. En dan die laaste dingetjie, Jesus sê vir Maria, gaan en vertel my broers en sissies, dat ek opgestaan het, dat ek lewe. Jesus stuur die mees onwaarskynlike, 'n vrou wat geen stem in 'n hof gehad het nie. Hulle getuienis word glad nie aanvaar nie, maar Jesus sê die onwaarskynlike word my eerste getuie. En so stuur Jesus onwaarskynlik is vir jou en my om disippels van hoop te wees. Jesus het opgestaan. Hy het die dood oorwin. Die dood kan jy nie die dood maak nie. Die dood kan jou wyse van bestaan wysig, sodat jy ook in 'n verheerlikte liggaam kan opstaan en die ewige lewe saam met God kan leef. Daarom het ons altyd hoop.